Die land hou sy asem op vir wanneer president Cyril Ramaphosa uiteindelik vanaand met die Amerikaanse president Donald Trump vergader en die minister van Finansies lewer vir die derde keer sy begrotingsrede. Goeiedag, dis vandag die 21ste Mei. Welkom by jou Afrikaanse nuus net hier op Pretoria FM. President Cyril Ramaphosa sal vanaand met die Amerikaanse president Donald Trump vergader. Die rykste Suid-Afrikaanse man, Johan Rupert, en die twee Suid-Afrikaanse golfsterre Ernie Els en Retief Goosen, is deel van Ramaphosa se afvaardiging wat met Trump sal vergader. Els en Rupert het glo 'n sleutelrol gespeel in die beplanning van die ontmoeting tussen Ramaphosa en Trump. Volgens berigte sal Trump onder meer druk plaas op Ramaphosa om swart ekonomiese bemagtigingswette te verslap en sal die kiel de boer kwessie ook bespreek word. Die rykste man ter wêreld, Elon Musk, en die Amerikaanse adjunkpresident J.D. Vance is ook deel van die Amerikaanse afvaardiging. Die vakbond Solidariteit het intussen 'n beroep op Ramaphosa gedoen om die land bo ANC-ideologie te plaas wanneer hy met Trump vergader. Solidariteit se Dr. Dirk Herman sê 'n nuwe handelsooreenkoms met gunstige tariewe, 'n aankondiging oor die uitfasering van raswette, die klassifisering van plaasmoorde as 'n prioriteitsmisdaad, 'n verbintenis tot die beskerming en die bevordering van die regte van minderhede en om eiendomsregte verseker en te beskerm, sal lei tot beter betrekkinge met Amerika. Die EFF het intussen te velde getrek oor die insluiting van Johan Rupert in Suid-Afrika se afvaardiging. Die party sê Rupert en Elon Musk is twee kante van dieselfde munt. Die EFF sê Rupert was nog altyd gekant teen die onteiening van grond sonder vergoeding en sy rol sal wees om Trump te verseker dat dit nog nooit in Suid-Afrika gebeur het nie en dat dit nooit sal gebeur nie. Die EFF voeg by dat Ramaphosa en Rupert geen mandaat het om verandering aan enige wette te beloof wat deur die parlement aanvaar is nie. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, sê vinniger ekonomiese groei moet die land se nasionale obsessie word. Godongwana het vandag vir die derde keer sy begrotingsrede gelewer, na sy vennote in die regering van nasionale eenheid nie die ander twee begrotings gesteun het nie. Volgens die jongste begroting sal die BTW-koers op 15% bly. Die tesourier het ook sy verwagting vir ekonomiese groei van 1,9% tot 1,4% verlaag. Godongwana moet egter 'n belastingtekort van 28 miljard rand vul en het onder meer gesê dat Jan Tax strenger sal wees met die invordering van belasting. Die brandstofheffing op petrol word ook van 4 Junie af met 'n enorme 16 sent per liter verhoog en die op diesel met 15 sent per liter. Dis aan die einde van vandag se nuusbulletin. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Onthou om hierdie te deel met jou vriende en familie. En laat weet my gerus wat jy ook dink van die vergadering tussen Trump en Ramaphosa, wat jou verwagtinge is, hieronder in die kommentaar afdeling. Ons is môre weer terug met nog nuus van my kant af. Totsiens.